Ons praat vanoggend bietjie verder. Kan julle glo ons is besig met 2 versies al vir 6 maande? Okay, moenie worry nie, glo dit maar net. Ons is besig met 2 versies vir 6 maande en daai 2 versies was wat gewees? Bekeer jou, laat jou doop and you will receive the gift of the Holy Spirit. En ons het op daai stil gestaan nou vir lank, maar nou dis wonderlik want dit gaan aan. Het julle ouens julle Bybel, as jy jou Bybel hier het, Handelinge 2, lees hom uit jou eie Bybel uit. Daar staan geskrywe, ons gaan lees van vers 40 af. And with many other words, so wat toe nou gebeur het is, toe Paulus dit sê, toe is daar omtrent so 3000 mense, wat sê, ek glo dat Jesus Christus die Here is, en hulle haak af en hulle doop, ons sal die hele rivier vol maak tot onder in die see, as ons nou 3000 mense op een slag moet doop. En hulle doop daai ouens. Kan julle dink wat 'n wonderlike chaos was dit gewees? Nee, daai 3000 ouens by mekaar kom. En dan staan daar in vers 40, and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Word gered, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Wat is nou is dit nou generation baby boomer of X of dit gaan nie oor daai geslag nie. Dit sê die ouens wat rondom jou leef in die wêreld word gered uit daai verkeerde nes uit. Weet julle wat probeer ons so baie doen? Ons probeer die patrone van die Babiloniërs, die patrone van Babylon, die geldstelsels en die werkstelsels, die ou wêreldse stelsels. Ons probeer om daai goed in die koninkryk van God in te pas. En dan wonder ons soms hoekom ons nie die volheid van die Here beleef nie. Okay, I'm going to try it in English. Ons probeer om hierdie goed van die wêreld, the ways of the world, the ways the world loves, the ways the world think, the ways the world relate to one another. We try and fit those worldly things, the way the world does business, the way the world does economics, the way the world does sickness, the way the world does. Ons probeer al die patrone van die wêreld vat en dan trek ons dit in die koninkryk in en ons pas dit in die koninkryk toe en dan wonder ons hoekom gaan dit partykeer soos wat dit gaan. Petrus sê, laat jouself red. Jy kan nie jouself red nie, maar jy kan jouself laat red. Uit hierdie verkeerde wêreldse manier van lewe, uit hierdie manier van bestaan, wat vir jou 'n klomp beloftes maak wat dit nooit kan hou nie. Maar 2 Korintiërs 1 sê, in Jesus Christus is elke belofte ja en finish en klaar. Dis in die Gert Kriel vertaling. In die Afrikaanse vertaling sê ja en amen. In Christus is dit ja en amen. Nie ja en nee, ja en dalk, ja en miskien nie. Dis ja of dis nee. Dis een van die 2. Sê bietjie vir ou langs jou, ja en amen. Maar dis net in Christus. Is nie in die wêreld nie. Dis nie in die maniere van die wêreld, in YouTube en daai wat ek sien, daai suksesvolle ou, net omdat daai ou in Amerika 10 biljoen rand gemaak het om water te verkoop, beteken nie noodwendig, ons gaan dit ook reg kry nie. Maar ons meet onsself soms as 'n gemeente, meet ons onsself teen die YouTube video's, ons meet onsself as 'n musiekspan teen die goed, dis nie wat die Here noodwendig vir ons wil hê nie. Maar wat hy wil hê is, laat ons die goed van die wêreld uit ons lewens uit begin verwyder. Jy's of radikaal saam met Jesus, of jy's radikaal saam met Satan. Daar's net 2 kante. Daar is nie 'n middel nie. Maar ons is op 'n reis van waar ons is, na waar ons wil wees, volwasse, net soos Christus. En so vanoggend is nie diskwalifiserend nie, maar ek wil bietjie iets in jou hart stuur. En ek vertrou dat die Here iets in jou hart kom stuur om te sê, wat in my lewe wil God hê moet verander? Dat ek meer soos hy kan wees. Waar is ek besig om nog vas te hou aan goeders wat van die wêreld is en ek probeer dit toepas in die koninkryk en dit werk nie.
Dis onderste bo. Jesus kom en hy sê, julle het gehoor dat daar vir julle geleer is, jy mag nie vrek slate nie. Jy mag nie doodmaak nie. Ek sê vir julle, en dan kom dop hy dit om. Ek sê vir julle, dat jy wat vir iemand iets lelik sê, gaan in die moeilikheid wees. Dis onmoontlik om nie vir iemand ergens iets lelik te sê nie. Kom nou, die standaard raak so hoog dat ons dit nie meer self kan doen nie. Dis die goeie nuus van die evangelie, want Jesus raak die standaard. Dit beteken dat in Jesus alleen kan ek goed genoeg wees vir God. Sonder Jesus, my eie dooie werke beteken niks. So ons is nie vanoggend nie om te praat oor dooie werke nie, maar ons is besig om te praat van, ek hoor God se stem en ek volg. Ek moet volg, is baie belangrik, dis wonderlik om te hoor, maar die lewe kom in die volg. Ek moet hom volg. Amen. So, kom ons lees vers 41. En die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is 3 dae omtrent 3000 siele toegevoeg, en hulle het volhard in 'n paar goeters. Nou moet jy mooi oplet, hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. And then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Vers 44, now all who believe were together. Say together. And had all things in common. And they sold their possessions and their goods and divided them among all as anyone had need. Sê vir die ou langs jou, sjoe. As ek daai lees, as ek sjoe. Vers 46. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Met blydskap en eenvoudigheid van hart het hulle kossies geniet. Terwyl hulle God geprys het en in die guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Is dit nie wonderlik nie? Hier kom God en hy kom sê vir ons almal, ja, maar ek gaan vir my 'n stukkie stage bou. Hierdie ding is baie hoog. Ek voel of ek so oor julle vlieg hierso. Hier kom God en hy sê vir ons, dit is hoe ek wil hê julle moet lewe. 2026 in Riversdal, Heidelberg, Stilbaai, Albertina, Ladysmith, man, sommer tot in Ladybrand. Oralste, dit is hoe ek wil hê julle moet lewe. Leefgemeente, dis hoe ek wil hê julle moet lewe. Hoe groei ons geestelik? So ons word vervul met Heilige Gees, ons hoor God se stem, iets begin gebeur binne ons begin 'n liewe lewe proe saam met die Here. En hulle sê, weet jy wat, oor die kwessie van 30 jaar verloor 90% van mense gaan val weer terug en gaan ploeter weer terug, maar nie meer nie. Dit kan nie meer nie, ons gaan nie loop lê nie, ons is nie van daai des wat gaan afval en los dit waarmee God met ons begin het nie. Ons gaan aanhou stap. So hoe groei 'n ou geestelik? Hoe groei ek? Hoe kan ek groei in my wandel met die Here, in my verhouding met die Here? Punt nommer 1, wat die woord van die Here vir ons wys, hoe groei ek? Nie alleen nie. Nie alleen nie. Kom nou. Ons lewe in 'n kultuur, especially us white South African people, we are proud and man, I love being a South African. Ek is so bly. Ek sal nooit daai groen bamba wil verruil vir 'n ander ID of vir 'n ander paspoort nie. Hoor hierdie ding.
Maar ons moet nie vergeet, dat wanneer ek in die koninkryk van God inkom, raak alles niet nie. Daar's baie mooi goeie goed wat ons uit ons kultuur moet behou. Maar alles word niet gemaak. Amen. So hoe groei ek? Nie alleen nie. Uit my eie lewe uit kan ek getuig, man, ek het die Here beleef en aangeneem en ek was lief vir die Here, maar ek het gestruggle totdat die Here vir my vriende gegee het wat ook 'n pad saam met die Here loop. En toe, ewe skielik, begin daar lewe kom in my. Hoe groei ek? Hoe groei ek? Tweede ding, as jy wil geestelik groei, en ek sê geestelik groei so 'n half tong in die kies, want God wil jou nie net geestelik groei nie. Hy laat groei jou hele mens wees. Hy laat groei jou hele lewe. Dis nie net jou geestelike lewe. Dis nie net jou Bybelleestyd en daai goeders wat groei. Jou hele lewe word nuut. Alles in my lewe word nuut. So, hoe groei ek? Punt nommer 2. As jy glo, laat jou doop. Ons het nou baie daaroor gepraat, maar ek wil vir jou sê, as jy nou nog wonder, maak nie saak hoeveel keer jy jou gedoop het toe jy klein was en in watter kerk jy gedoop. As jy nog nie gedoop is nadat jy geglo het in Jesus Christus nie, kom praat met my. Ons is soos 'n klomp krokodille, ons sal jou water toe trek. Maar laat jou doop. Laat jou doop. Hoekom? Want God het so gesê, maar nog 'n rede is, daar skuif iets in jou lewe. Gaan praat met enige ou wat hom laat doop het nadat hy geglo het in Jesus Christus. Dis asof daar 'n finaliteit is, asof daar 'n lyn getrek word in die gees en daar gebeur iets in jou lewe wanneer jy jou laat doop. Dit is asof dit jou losbreek van die mag van mense. Wanneer jy jou laat doop. Nie groot doopie, nie klein doopie. Doop in die naam van Jesus Christus. Baie ouens, ek kan dit nie 100% sê nie, maar ek vermoed baie mense sukkel baie meer in hulle wandel met die Here, want hulle het nie daai stap gehoorsaam nie. Hulle het nie daai stap gevolg nie, want hulle huiwer nog, wil ek 'n pad saam met God stap op my voorwaardes, of gaan ek 'n pad stap saam met hom op sy voorwaardes? Ek is so bly, julle lyk so opgewonde, gelukkig kyk die kamera hier na my toe. Alright. Dan is daar 'n paar goeters wat ons nou net gelees het, waarin jy moet volhard. Alright, die lewe saam met Jesus is nie 'n 100 meter dash nie. Dis 'n marathon. Dis 'n elke keer opdaag, elke keer gee, elke keer vasbyt, elke keer aanhou. Ek kyk so na hierdie berge, dan wonder ek, hierdie voortrekkers het borshare gehad, om oor hierdie berge te gaan met 'n wa en 'n klomp beeste, well done. Maar ons is nou almal in die Kaap, so ek weet nie, ons is seker maar agtergebly. Maar in elk geval, daar's 'n klomp goed waarin ons moet volhard. Nommer 1, waarin het hierdie ouens volhard? Hulle het volhard in die leer van die apostels. Hierso is die leer van die apostels. Hulle het volhard daarin. Hierdie boek, wanneer jy lief is vir die Here en jy lees hierdie boek, dan kom die Here en sy woord kom in jou en dit verander jou. Maar die duiwel probeer alles in sy vermoë om jou te kry om so min as moontlik te lees in hierdie boek. Jy kan 'n storieboek vat en jy kan in die bed loop sit en later kan jou man vir jou sê, jy moet nou die lig afsit, ek wil nou slaap. Maar ou maat, om hierdie Bybel te vat en vir hom vir 2 minute te lees is moeilik. Kom nou. Maar as jy volhard om te groei, vat effort van ons kant af ook. Dit vat verantwoordelikheid van ons kant af ook. En die eerste ding waarin hierdie ouens volhard het, onthou daar was nog nie 'n boek vir hulle geskryf nie, was die leer van die apostels. Wat beteken dit? Goeie, gesondelike, goddelike leer. Ek kan nie verstaan dat ouens vir jare lank kerkleiers moet beklei en worstel en wonder oor goed wat dood eenvoudig in Afrikaans van alle tale en in Engels neergeskryf is en jy kan dit net lees en jy kan net sien wat sê God, wat is reg en verkeerd. Hoekom moet hulle vir jare daaroor beklei? Want die duiwel probeer mense verblind. Dit is so eenvoudig, God het dit vir ons. Hoeveel te meer, wat moet hy nog doen?
Hy het dit dan vir ons geskryf. Maar ons moet volhard en dit lees. Gisterand gesels ek met 'n ou maat van my wat ek 6 jaar laas gesien het, hy kom val daar uit. En ons praat so oor Bybel lees. En ek sê vir hom, weet jy wat het vir my gehelp? Ek het 10 minute in die oggend Bybel gelees. En ek het 10 minute in die aand Bybel gelees. En dan het ek so 'n minuut of 2 gebid en dit het my lewe verander. Die Here het deur hierdie boek homself gaan niks doen nie. Maar wanneer God met jou praat en jy sê, Here, ek lees hierdie Bybel want ek wil U leer ken, dan kom hy en hy praat met jou. En hierdie Bybel is soos 'n spieël en ek sien, hier dink ek verkeerd. Dis wat ek moet doen. Daar het ons verkeerd geleer. Ons moet eintlik so maak. En hierdie Bybel is soos 'n spieël en ek sien alles wat nie soos Jesus lyk nie en alles wat soos Jesus lyk in my lewe. En wanneer ek dit dan begin doen, dan verander my lewe. Maar as jy kan 70 Bybels op jou bedkassie hê, ek het nou vir my toe ek hiernatoe trek 'n nuwe Bybel gekoop. Want die ander een is vol geskryf oor die vorige seisoen van my lewe. Ek vat jou Bybel. As jou Bybel te kosbaar is waar jy lees, koop nog een. En vat daai ene en onderstreep en skryf met 'n pen. Ek het so 'n klein ou boekietjie. Ek het so 'n paar van hulle. Hulle dryf haar rond in my kantoor. En daarin skryf ek die goed wat ek die Here vra en die goed wat hy my antwoord. En ek skryf die goed wat ek voel wat die Here vir my sê. En wanneer dit rowwe tye is, dan gaan lees ek deur daai boekies en dan sien ek, wow, hier die Here vir my deurgekom. Hier was die Here getrou, hier die Here dit gedoen, hier die Here dat gesê. Ek het al vergeet van hierdie belofte, kom ek bid dit weer oor my lewe en oor my gesin. En daai boekies is my boekie, dis my boekie. Niemand kyk in daai boekie behalwe ek en die Here nie. Nie my vrou nie, nie my kinders nie, definitief niemand anders nie. Niemand kyk in daai boekie nie, want in daai boekie is ek so eerlik soos wat ek kan wees. Ek is in elk geval my vrou ook net so eerlik. Maar sy het besluit, sy gaan nie in daai boekie kyk nie. Nee, ek het nie vir haar gesê nie, sy het besluit. Maar toe sê dit vir my, sê die dag, toe sê dit sommer vir my nog meer, wow. Want in daai boekie skryf ek alles wat die Here my praat en alles wat ek voel. En dit is nie altyd so mooi nie. Maar weet julle wat? God se koninkryk groei nie op mooi nie. God se koninkryk groei op waar. Is wanneer ek eerlik is. God weet in elk geval die waarheid. Maar daar gebeur iets binne in my wanneer ek die vrymoedigheid het om daai waarheid met hom te begin deel. Maar hulle het volhard in goeie doktrine, waarheid, Bybels. Die Bybel is vir ons geskryf, nie vir die slimmes nie. Lekker. Die Bybel is vir ons geskryf. Plain, simpel en moeilik, maar eenvoudig. Is dit nie so nie? Dit is soms moeilik, maar hy kom gee my die krag om te gehoorsaam. Julle onthou daai liedjie? Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag. Dis 'n waar liedjie daai. As jy wil groei. Amen. Wat het die ouens nog gedoen? Ek gaan nou vinniger maak want ons wil gaan borsbraai. Verder, baie belangrik, hulle het volhard in gemeenskap. Wat beteken gemeenskap? Dit beteken, ek is nie alleen nie. Ek deel 'n stukkie van my lewe met iemand. Ek begin 'n bietjie belangstel aan iemand langs my. Ek begin 'n bietjie hoor. Hierdie man het vir hom 'n baie smart pak bestel vir sy troue. Ek begin 'n bietjie belangstel. Ek begin deel raak. Ek begin inskakel. Ek begin so bietjie agterbly. Ek klim nie dadelik in die kar en jaag weg na die diens nie. Ek begin so bietjie agterbly. Ek gooi vir my 'n koffie of 'n teetjie en ek kan staan ook by daai ou groepie en maak of ek iets het om te sê. Of ek sit hierso en ek sien iemand en ek weet nie hoekom nie, maar iets trek my na hulle toe. En dan vat ek die moed en ek trap uit my gewoonte uit. En ek sê, hey man, hoe gaan dit met jou? Kan ek saam met jou bid? Wat beteken gemeenskap? Dit beteken, ons begin 'n bietjie
saam wees. Ons begin 'n bietjie saam doen. Weet julle ouens wat? Om gemeenskap te hê. Daai gemeenskap. Om daai gemeenskap met mekaar te hê, to have fellowship with one another, always costs you something. Dit gaan jou ietsie kos. Gaan jou 'n bietjie tyd kos. Gaan jou 'n bietjie kos om koffie te maak. Gaan jou 'n bietjie kos om 'n ou paai te maak vir iemand en dit vir hulle te vat. Dit gaan jou kos om bietjie die TV af te sit as jy moeg is. Dit gaan jou kos om in jou kar te klim en 'n en te ry. Maar weet jy wat? Dit is hoe ons gemaak is om te lewe. Jy is nie gemaak om die heeltyd net huis toe te ry en die deur toe te maak nie. Wie van julle het al gevoel, ai, ek wens ons het hierdie mense vanaand genooi nie. Ek wens ons het nie, wat het ons besiel? Jy weet, Sondag lekker, ons almal sien mekaar, dis lekker, maar julle moet kom Vrydag aan, julle kom braai, en dan kom Vrydag aan, dan is dit, heerlikheid, dit was 'n robbe week hierdie. Ek is nou erg, maar ons nie maar kanselleer, ons nie maar volgende week braai nie. Maar nou is jy maar ordentlik, en jy hou nou maar jou woord, en dan kom kuier, en dan, na die tyd is jy so bly. Dan was dit so lekker gewees. Jy het so 'n stuk van die Here beleef. En dan sien jy daai ou toevallig, ek weet nie hoekom, dan sien jy hom sommer in Spar, of jy kry hom maar by SSK, en dan gesels jy hulle weer, en dan sê, man, ek is so bly, ons het nou maar gestiek by ons guns en gekuier. Is dit nie so nie? En dan ry daai mense by jou huis, en dan sien jy, wow, die Here was wonderlik. Ons het net so 2 minute saam gebid, net voor ons kar toe geloop het. En julle weet, jy moet maar bid voordat jy kar toe loop, want dis daar by die kar wat die vrouens die ergste, dan begin hulle nou eers kuier. Al die vrouens sê, nee, dis die mans. Ek het een aand 'n mannegroep, en daar's 'n oom, en daai oom is in die kerk, nog voordat daai kerk 'n kerk was, is daai oom al deel van die kerk. En ons praat so bietjie eerlik met mekaar. En daai oom sê, hy sê, weet julle wat, as ek vanaand 12 uur moet siek raak, nou in Kuruman was dit so dat jy kan nie net dokter toe gaan nie. Dis 250 kilos as jy wil na 'n dokter toe gaan, anders gaan maar dood by die huis. In die aand nou, in die dag is dit dan alright. Maar in die aand, dan moet jy maar ry en bid, papie. En daai oom sê, 'n skokkende ding daai aand. Hy sê, weet julle wat? Want nou is ons eerlik, want God se koninkryk gebeur en groei op eerlik. Daai oom sê, as ek vanaand 12 uur moet siek raak, is hier niemand in hierdie kerk wat ek die vrymoedigheid het om te bel en te sê, kom haal my of kom ry saam met my nie. Vra ek myself nou, waarmee is ek nou eintlik besig? As jy vir 20 en 30 jaar lank in 'n kerk kan sit en jy het nie eers die vrymoedigheid om iemand 12 uur in die nag te kan bel en te sê, hey, jy moet my nou vat hê. God het ons gemaak. Jy's deel van 'n liggaam. Een ou is die oor, een ou is die neus, een ou is die toon. En ons het almal nodig om heel te wees. Maar weet julle ouens wat, dit gaan ons ietsie kos om te begin lewe. Vir Jesus het dit 'n kruis gekos, sodat ons kan lewe. Nou moet ons deur die manier hoe ons mekaar lief hê, moet ons dit wat hy gedoen het validate. By the way we love one another, we need to validate the price that Jesus paid for us. So sal die mense weet dat julle my disippels is, wanneer julle mekaar
So sal die mense weet dat God my gestuur het, wanneer julle mekaar liefhet is 'n werkwoord, liefhet is nie op die bed lê en Netflix nie. Dis 'n ander tipe liefde. En ek sê nie jy met jou elke liewe dag aan almal rondom jou spandeer nie. Maar ek sê ons moet begin groei na 'n plek. En weet julle wat, hier sit ouens rondom jou en jy sou dalk nie natuurlike vriende gewees het met hulle nie, want julle het nie so baie in gemeen nie, maar julle het Jesus in gemeen. En wie van julle het al ooit gelewe op 'n plek vir 'n klomp jaar en dan moet jy trek en dan net voor jy trek dan maak jy nuwe vriende met ou gesigte. Maak jy nuwe vriende en dan dink jy by jouself, man, as ons net vroeër by mekaar uitgekom het. Volgende ding, ons amper klaar. Volgende ding, hulle het volhard in die breking van die brood. Nou ons gaan nou 'n ou lang broodjie breek. En 'n worsie insit en 'n smoortjie. Amy sê en die koek. Luister julle asseblief, Amy kry meeste koek ook. En Amy moet eers die koek kry. Okay? Wie ook al die koek uitdeel asseblief. Alright. Hulle het volhard in die breking van die brood. Hulle het ietsie saam geëet. Ons praat daaroor Vrydag aand. Maak nie saak hoe mooi jou huis is, op die einde van die dag kuier almal rondom die kombuistafel. Jy sit hier in die fancy banke, ons het sulke banke in die huis, nou moet ek skinder nou uit my grootword uit. Ons het sulke banke gehad in die huis, ek het eers geweet is ons nie. Ons het nooit op hulle gesit nie. Daai banke was net vir huisbesoek. Kom nou. Volgende ding waaraan hulle volhard het. Hierdie is 'n patroon vir jou en vir my, is 'n patroon vir ons as leef. Die volgende ding waaraan hulle volhard het, was in gebed. As jy saam met iemand bid, dan leer ken jy daai mens se binnekant. Jy leer ken daai persoon na die gees, nie net na die vlees nie. Ek sê vir julle, bid is nie die laaste uitweg nie. Bid is die enigste uitweg. Dis die eerste opsie, dis die beginpunt, dis die vloei van die genade van God, die krag van God in en deur jou lewe. Alles staan en val by gebed. En prys die Here, ons gaan nog in hierdie jaar op 'n journey van gebed, waar die Here ons gaan leer nog meer en meer hoe om saam te bid. Daar's iets kosbaars wanneer mense saam bid. Ek kyk of ons doen so 'n kursus ergens in my lewe. Ek het so 'n klomp klein kursusies gedoen. Ons doen so 'n kursusie en hulle wys vir ons Paul Yongki Cho. Het julle al daai naam gehoor? Alraai, daai man het 'n redelike klein kerkie daar in China. Ek weet op 'n stadium was hulle net so oor 1 miljoen lidmate. Ek weet nie hoeveel mense is vandag daar nie. En weet julle wat doen daai ouens? Nou is die ou daardie Suid-Afrikaner gaan besoek, want hy wil gaan kyk, wat doen hierdie ouens? Dis incredible. Ek meen, ons het nou al gehoor van 4 en 5.000 mense, maar oor 1 miljoen mense. En die ou gaan en nou het hy sy kameraatjie, dit was nog voor die selfoon daar, het sy ou VHS kameraatjie daar so, en hy sê, dis nou 7 uur, dan neem hy sy horlosie so af, die ouens is besig om te bid, dan is daai hele gebou, ek weet nie hoeveel duisend mense in die gebou pas nie, daai hele gebou, staan daai mense en bid nie, maar dit is, ek weet nie of jy al ooit 'n hoogtepunt beleef het van gebid en aanbidding en so iets nie. Maar dis wat daaraan gaan. Daai mense bid en dis iets om te beleef. Dan vat hy sy kamera en dan skyn hy hom weer so op sy foon, dan sê hy dis nou 10 uur. En kyk hoe bid die ouens nou. En dan vat hy die kamera so oor en jy kan nie 'n verskil sien nie. Dan is hy ouens vir 3 ure lank al besig om te bid. Hulle sê daar gaan eet een of ander godsman, ek het nou sy naam vergeet. Hy gaan eet by Dr. Paul Yongki Cho. Ek dink as 'n ou se van Chow is 'n goeie plek om te gaan eet. Maar in elk geval, en hy gaan eet by die ou. En Dr. Paul en hy sê hier maak hy die fout van sy lewe. Dr. Paul sê, okay, gaan jy bid of moet ek bid? En hy is beleefd, hy sê, nee dokter, asseblief bid, ek het nou by u kom kuier en al die goed.
Hy sê na so 'n uur vir die kos bid. Toe is daai pastoor nog steeds besig om te bid. Hy sê toe begin hy nou maar eet. Hy sê hy het nou maar so alleen geëet terwyl die pastoor bid. En so hou die man aan met bid en nou sê hy maar weer, nou voel hy weer sleg, nou staan hy maar op, nou begin hy weer bietjie saam bid. Hy sê toe besluit hy maar, hy gaan nou maar loop slaap. Maar hy het nou alles gebid wat hy kan bid. En die volgende oggend toe hy opstaan, toe staan pastoor Paul Jonkichau nog steeds besig om te bid. En hy het iets ontdek en iets besef en iets beleef en ergens in iets ingegaan saam met God. Wat totaal en al anders is as wat ek op hierdie stadium in my lewe het. So ek het 'n honger. Weet julle wat? Gebed werk ook so. Die duiwel probeer ook om jou te keer en jou weg te hou en vir jou 'n rede te gee. En ons gewoontes, biduur, onthou julle ouens, kom onthou julle biduur. Praat met my. Ons is klein, nou gaan ons vir biduur. Ons bid net 1 week 'n jaar. Nee. Biduur week. En dan gaan ons 7 uur in die aand en dan bid ons. En al die mense, hallo oom Jan, hoe gaan dit? Nee, goed met jou. Nee, goed, dankie oom, as oom Jan bid. Dan verander oom Jan in 'n heel ander mens. Dan is dit liefdevolle Vader. Ouens, dis nie wat gebed is. Ja, ek praat met 'n respek en 'n toewyding in my hart. God is nie my maatjie nie. Ek praat met eerbied en met lewe, maar ek praat uit my hart uit. Ek bid uit my hart uit. Ek kan lag voor die Here en huil voor die Here en partykeer ons sit nou die voorreg, ons bly daar, ek noem die plekkie Olyfberg, is so 'n olyfboortjie wat dit nie gemaak het nie. Dan gaan stap ek in daai olyfboord en ek bid daar en daar is 'n sielie tot die voëls vlieg weg. En ek gaan stap en ek gaan bid en ek praat met die Here en ek stort my hart voor die Here uit. En dan weet ek partykeer was dit nou 20 minute of 2 ure nie en dit maak nie saak hoe lankie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan na uit, het jy 'n plek in jou lewe waar jy aanbid en God bid en met hom kan praat, waar jy nie bang is dat iemand gaan hoor wat jy vir die Here sê nie. Het jy 'n plekkie waar jy alleen kan wees, al is dit in jou kar, op pad, waartoe ook al jy moet gaan, maar 'n plek wat jy kan skep, waar jy kan bid, en dan nommer 2, en dis wat hulle gedoen het, hierdie ouens het nie net alleen gebid nie, hulle het saam gebid. As ek nou vanoggend moet sê, alright, ons gaan die hele oggend bid, dan as ons nou eerlik is, dan dink ons, o, magties. Want dis waar ons nou is, maar dis nie waar ons gaan eindig nie, amen. Jy moet volhard. Ek wil jou bemoedig, jy het al 600 maal oor dieselfde ding gebid, jy bid al vir 10 jaar vir dieselfde ding om te skuif. God se woord sê, volhard. Dan wil ek jou bemoedig en jou bietjie uitdaag. Kry vir jou 'n pel. Sê vir daai pel, luister, ek gaan nou 'n bietjie vulnerable wees, ek gaan iets in my hart oopmaak. Ek bid nou al so lank vir hierdie ding. Wil jy nie saam met my bid vir hierdie ding nie, asseblief? Want dis hoe die Here ons gemaak het. Amen. Alright. Ek sien Andre sit nie meer hier nie, so die vuur brand, so ek moet gou maak. Dan het hulle volhard om tempel toe te gaan. Hulle het elke dag tempel, daai man het sommer elke dag tempel toe gegaan. Weet julle wat, nê? As ons 'n uur kerk hou elke Sondag, het ons net oor die 2 dae kerk in 'n hele jaar. 2 dae van 365 dae. Dis hoe min tyd ons by mekaar is, as ons net by mekaar kom wanneer dit kerk is. Hoe dink jy gaan daai verhouding, hoor gou, hoe gaan daai verhoudinge groei, as ons mekaar net vir 2 dae in 'n jaar sien? Ons sal 'n plan moet maak. Amen. Hulle het volhard om te gaan van huis na huis. Draai bietjie daar langs die ou, langs jou sê, van huis na huis. Ek sê vir julle man, is lekker om hier te kuier.
Dis lekker om hier te kuier, maar hoor gou, wanneer jy by iemand se huis is, dan gebeur daar ietsie anders. Daar's 'n stukkie hart wat afvry van mekaar. Hierdie ouens het nie nou en dan een keer 'n jaar my lysie getiek, ek het by iemand gaan kuier nie. Hulle het volhard, okay, moet nou nie elke dag by my kom kuier. Ek moet hom so nou en dan die huis kan skoonmaak ook. Maar julle kan maar kom eerder in die vuilhuis, as wat jy nie kom nie. 'n Vuilhuis, okay nie 'n vuilhuis, die mekaar huis is 'n teken van 'n goeie lewe. Luister dames, as jou huis bietjie teen mekaar is, gaan ons nie minder van jou dink nie, hoor. Jy doen al klaar so baie. Jy is so hard besig met die kinders en met ons. Jy weet, ek is my vrou se soetste kind. Nou sê Annabel, dis nie waar nie. Iemand moet stout wees, ek kan nie meer pak kry nie. So, maar in elk geval, hoor hierdie ding, wat ek wil vir julle, dit is nou eintlik Vadersdag volgende week, maar kom ons praat gou. Om 'n ma te wees is wille werk, is harde werk. Jy moet so baie goeders doen. Dis okay as die ou kussentjie bietjie skeef lê op die bank. Dis okay as jy nou die ou stoeltafeltjie buite op die stoepie 2 weke laas afgevee het. Moenie, wees versigtig. Dat jy nie so ge-worry is oor hoe dit binne in die huis lyk. Dat jy te bang is om iemand te nooi, om met jou te kom tee drink en bietjie met jou te gesels. Ons almal weet, ons almal se huise is partykeer so bietjie de mekaar. Dis okay. Sit dan maar net daar buite op die stoep met hulle, waar dit nie so de mekaar is. Okay. Ek gaan klaarmaak. En dan het hulle saam God geprys. Hulle het saam God geprys. Dit wat ons doen, ons sing, ek hoop hierdie woorde val so diep in julle hart in, soos in myne, waar ons sing, I walked out of that grave. Ek het my mistakes probeer wegsteek. Daai eerste sang wat ons gesing het, ek het my probleme, ons is nog steeds so, ons probeer ons mistakes en ons probleme van mekaar af wegsteek, want wat gaan die mense van my dink? Mens noem my ding fear of man. Wat gaan die mense van my dink? Ek glo die Here is met ons op pad na 'n plek. Ek het dit so erg in my hart beleef hierdie week, verlede week, hierdie week, dat die Here wil leef gebruik as 'n gemeente van mense wat reëel is. Wat nie maak of ons perfek is nie, wat nie maak of ons beter is nie, wat nie maak of alles reg is nie, maar wat eerlik kan wees. As iemand vir jou sê, môre, hoe gaan dit met jou? Dat jy kan eerlik wees, sonder om 'n moanbalie te raak, maar dat jy kan eerlik wees. Dat as mense sê, hey, ek ken vir Gavin, daar is nou 'n Jenny nou. En daai genuineness waar ons besef, ons is nie perfek nie, maar ons is lief vir die Here en ons is op pad vorentoe, daai gaan mense se harte na die Here toe trek. Want Jesus het nie gekom vir die gesonde mense nie, maar vir siek mense. Amen.